Ons is besig met ons preekreeks oor laat die koninkryk kom. Dit is 'n reeks wat ek en Dr. Johan Vroneman saam aanbied. En ons tema vanoggend is moenie die krag van klein begin onderskat nie. En ons teksvers kom uit Matteus 13 vanaf vers 31 tot 33. Die baie kort gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg. Matteus 13 vanaf vers 31. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kon nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Tot sover. Ek weet nie wie van julle het al ooit bamboes geplant nie. Ek het nog nooit. Bamboes is nou nie eintlik iets wat baie by ons bekend is nie. Ons ken bamboes eintlik maar van die Chinese produkte wat ons baie keer kry wat van bamboes gemaak is nie. Maar as jy wanneer jy 'n bamboesstiggie vat en dit plant, dan kom jy en jy gee dit elke dag water, okay, niks gebeur nie. Dit lyk of hy dood is. Okay, elke week gee jy water, niks gebeur nie. Elke maand gee jy water en nog niks gebeur nie. En na 'n jaar, wat dan lyk asof daar niks gebeur nie, het jy besluit, luister, ek gaan nie verder aandag aan hierdie stiggie gee nie, want daar gebeur net mooi niks met hierdie stiggie nie. Dis net 'n tydmors om hierdie stiggie te versorg. Maar wat jy nie weet nie, die eerste paar jaar is hierdie bamboesstiggie besig om te groei met 'n spoed. Hy groei alles ondergronds. Hy is besig om al sy wortels te vestig en dit is heeltemal onsigbaar vir die oog en dan skielik op 'n dag gebeur daar iets. Wanneer jy dit die minste verwag, wanneer hierdie wortels na 'n paar jaar sterk genoeg is, dan skiet hierdie bamboes op teen amper 1 meter per dag. En die timmerbamboes kan tot 30 meter hoog word. Dit is ongelooflik. Hierdie plantjie wat jy gedink het, gaan dit nie maak nie. Gebeur as skielik hierdie wonderwerk. En dit is omtrent hoe die koninkryk van God is. Ons kyk soms na die kerk en ons wonder, maak die kerk ooit werklik 'n verskil in hierdie wêreld? Maak die kerk 'n verskil in Suid-Afrika? Maak ons gemeente enigstens 'n verskil in die omgewing waar ons bly? Ons kyk na die wêreld met al sy goddeloosheid, met al die geweld en korrupsie, ongeloof en gebrokenheid. En mens voel amper om moed op te gee met die kerk. Wat kan 'n klein gemeentetjie soos ons? Wat kan 'n klein groepie gelowiges of selfs ek as enkel persoon werklik iets doen om hierdie wêreld te kan verander? Want dit lyk nie meer of die kerk of die gelowiges of die Christene enigstens meer invloed op hierdie wêreld het nie. Maar dan kom Jesus en hy vertel vir ons 2 kort gelykenisse om ons te leer. Hy sê, moenie die koninkryk van God meet aan hoe klein dit op die oog af lyk en begin het nie. Moenie die klein begin onderskat nie, want God se koninkryk het geweldige groeikrag. En hierdie groeikrag kom deur my en jou, in my en jou, met my en jou, deur die geweldige krag van die woord en die gees. Laat ek dit weer sê. Hierdie geweldige groeikrag kom en gebeur in en deur en met jou met die krag van die woord, die krag van die Heilige Gees. So ek wil vanoggend vir julle in die eerste plek wys op die koninkryk van God begin klein. Ons lees in Matteus 13 vanaf vers 31 tot 32 wat Jesus sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad. En Jesus kies doelbewus iets wat baie klein is, amper onsigbaar is.
eintlik nikszeggend klein as 'n metafoor vir die koninkryk van God. En dis nou nie eintlik ons idee van 'n goeie begin van iets groots nie. Kyk, as jy iets suksesvol wil loods nie, dan moet jy maande lank voor die tyd baie fyn beplan. Jy moet soveel as moontlik reklame maak, hoe groter hoe beter. Van multimedia tot hierdie groot advertensieborde langs die pad. Jy moet professioneel vervaardigde advertensies kry, beroemde mense as rolmodelle, en dan word jou sukses gemeet aan die getalle en aan die wins wat jy gemaak het. En dit is hoe ons baie keer die kerk meet. Ons het hierdie 3 G's waaraan ons die kerk meet. Dit is aan geld, getalle en geboue. Maar ons meet dit nooit aan die ander G nie. Geesvervuld nie. Ons meet dit aan geld, getalle, geboue. Hoe groter hoe beter. Hoe meer geld 'n kerk het, hoe suksesvol is die kerk. Hoe meer mense daar is, hoe groter groei was daar. En daarom word daar baie keer baie groot moeite gedoen om mense te lok met allerlei groot vertonings, mense te vermaak, sodat mense net weer sal terugkom. En jy het al baie keer gesien dat baie van die groot charismatiese kerke, veral oor see, het multimiljoen dollar besighede geword. En die pastore leef in luukse paleise met hulle eie straler vliegtuigies. Ek is jammer, ek het nog nie so iets nie. Jy sal moet bykom. Maar dit het 'n multimiljoen dollar besigheid geword, die kerk. En dan word dan na hierdie groot massiewe kerke gekyk en gesê, kyk hoe suksesvol het die kerk geword. En dan wonder ek baie keer, is dit wat Jesus in gedagte gehad het, toe hy voor sy hemelvaart die disippels bymekaar gekry het, en hulle bymekaar geroep het, en in die wêreld ingestuur het. Hierdie mense wat hy van die straat af bymekaar gemaak het, vissermanne. Ek bedoel, die koninkryk van God begin klein, amper nikszeggend. Dit begin nie met wêreldse mag en wêreldse getalle nie. Daar's geen politieke mag nie. Daar's geen groot organisasie met kantore wêreldwyd nie. Daar's geen groot kerkgeboue met ligreëling en sagte sitplekke en multimedia nie. Jesus begin net met doodgewoon 12 disippels wat hy geroep het. En dan, voordat die koninkryk regtig van die grond af kan kom, word Jesus gevange geneem en aan 'n kruis opgehang. Vir die wêreld lyk dit soos 'n mislukking van die begin af. Voordat hierdie hele ding van die grond af kan kom, wat hulle die koninkryk van God noem, word hulle leier aan 'n kruis opgehang. Geen kans op sukses nie. Alles het in gronde gegaan toe hulle leier dood is. Maar dan gebruik God die kruis as die plek van oorwinning en krag. Jesus staan uit die doodheid op en hy leef, en dit verander alles. Hy stuur sy disippels dan die wêreld in Matteus 28 vanaf vers 19. Hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Geen strategiese beplanning. Geen 10 jaar plan met doelwitte nie. Geen bemarkingsmateriaal en advertensiespan nie. Net 'n eenvoudige opdrag. Gaan die wêreld in en maak mense my disippels. En daardie klein begin, daardie klein mosterdsaadjie, het uiteindelik oor die hele wêreld versprei. Die Heilige Gees was uitgestort. Die disippels kan nie stil bly oor wat hulle gesien en beleef het nie, en oral waar gaan, word dit vertel vir almal wat wil hoor of nie wil hoor nie. Jesus het uit die doodheid opgestaan en hy lewe. En hulle het die kerk gebou en hulle kom in mekaar se huise bymekaar. Die evangelie word wêreldwyd versprei van Jerusalem, Judea, Samaria, die hele wêreld in. En die Christendom word die grootste godsdiens in die wêreld. Dis die effek wanneer God
iets begin en laat groei deur die krag van die Heilige Gees, die krag van die woord van God, die krag van die Heilige Gees. Hierdie mosterdsaadjie begin en in 'n boom laat groei. En Jesus vertel ons hierdie gelykenis om ons daaraan te herinner. Dit is God se koninkryk. Dit is God wat sy koninkryk laat groei. Kyk, ons wil mos altyd hê dinge moet vinnig gebeur. Kyk, ons is mos gewoond aan kitsresultate. As ek nou vir jou 'n WhatsApp stuur, moet jy sekondes later nie wag ek 'n antwoord. As ek 'n e-pos gestuur het, moet jy nie wag nie, ek soek 'n antwoord terug. Ons dadelik dinge moet gebeur. As ons vandag iets plan, wil ons sê jy moet môre blom. As ons vandag 'n bediening begin, wil ons die vrug môre sien. As ons vandag vir iemand bid, wil ons hê daar moet onmiddellike verandering in 'n persoon se lewe plaasvind. Ons is gewoond aan hierdie kits dinge moet vinnig gebeur. Maar Paulus kom en hy skryf by 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7, hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Ons saai en maak nat. Ons saai die woord. Ons saai God se liefde. Ons saai God se teenwoordigheid. Maar dit is God wat laat groei. En daarom moet ons hom vir die groei vertrou. Maar ons moet nooit die groeikrag van klein saadjies wat jy saai onderskat nie. Baie keer dink ons, ag, weet jy wat, dit was net so 'n klein dingetjie, eintlik onbenullig, nie veel waarde nie, sien nie dadelik die effek nie. Miskien het jou kinders van kleins af leer bid, gebedjie wat wil opsê, en nou wat wil groter word, weet jy nie eers meer, het dit enige effek ooit op hulle lewens gehad nie. Dit wat jy saam met hulle, vir die Here die Here vir hulle leer ken het, saam met hulle die Bybel gelees het, Jesus het hom bekend gestel het dit nog enige invloed op hulle lewe? Soms wonder jy of dit ooit die moeite werd was. Die uitnodiging wat jy uitgestuur het om vir iemand te nooi, kom saam met my kerk toe vandag. Het dit ooit enige betekenis vir daai persoon gehad? Dalk die WhatsApp wat jy uitgestuur het met 'n mooi versie of met 'n preek wat jy uitgestuur het dit ooit effek op iemand se lewe? Dit is so 'n klein onbenullige dingetjie wat jy eintlik gedoen het. Die een gesprek wat jy dalk met iemand gehad het oor Jesus, of daai enkele daad van liefde wat jy bewys het, of daar wat jy iemand vergewe het, of daar waar iemand net besluit het, weet jy wat, ek gaan vir Jesus volg, ek gaan 'n disipel van Jesus word, doodgewoon op grond van iets wat jy dalk ergens langs die pad, dalk 'n jaar of 3 terug gesê het, wat bly vassteek het, maar daai saadjie het begin groei. Jy het dalk nie die wortels gesien wat besig is om onder te ontwikkel nie, en op 'n dag, gebeur daar iets. Dit wat jy as onbenullig, klein, dalk gesien het hierdie effek. Ons sê, dit is maar klein, maar Jesus sê, moenie die groeikrag van die saad onderskat nie. Saai jy net getrou, dit is God wat op die ouene laat groei. En die mosterdsaadjie word 'n reuse boom. Die voëls van die hemel kom en maak nes in sy takke, sê Jesus. Die koninkryk van God sal uiteindelik geweldig groot wees, waar mense van oral oor, van elke stam, volk en nasie, sal kom onder die heerskappy van Jesus Christus, om nes maak in daardie boom. Moenie die koninkryk van sy klein begin onderskat nie. Dis wat die eerste gelykenis wil sê. Maar die tweede gelykenis wil sê, die koninkryk groei van binne af. Ons lees in vers 33, Jesus het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is 'n suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Nou kom Jesus en hy gebruik 'n ander beeld van die koninkryk. 'n Klein bietjie suurdeeg word in meel ingewerk.
Ek onthou my ouma het brood gebak. Dan sy hierdie skottelmeel en dan word hierdie bietjie suurdeeg, dink is vloeibaar, nee, of was dit deesdae blokkies? Ek dink daai tyd was dit nog in vloeibare vorm ingewerk en dan word dit so nat deeg en dan word dit met 'n doek toegemaak. En die volgende oggend het daai deeg uit die skottel uitgeloop. Het gereis en hierdie groot skottel vol deeg geword. Terwyl sy dit gemeng het, jy nie gedink daar gaan iets gebeur nie. Want die suurdeeg werk van binne af en uiteindelik trek dit die hele deeg en dit groei tot hierdie ongelooflike grootte. En dis die metafoor van die groei van die koninkryk van God wat van binne af begin. Die koninkryk van God groei nie met groot fanfare nie. Dit groei daar waar mense die heerskappy van Jesus oor hulle lewens aanvaar. Dit begin daar waar mense die knie voor Jesus buig en hom erken as die Here en as die koning van hulle lewe. Dit begin daar waar mense se lewens deur die Heilige Gees verander word. Wanneer hy begin om ons gedagtes, ons harte, ons lewens te hervorm, wanneer ons nuut gemaak word, ons denke nuut gemaak word deur die Heilige Gees, wanneer mense nie meer aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar wanneer God ons verander deur ons denke te vernuwe, sê Romeine 12 vers 2. En wanneer iemand die koningsheerskappy van Jesus oor hulle lewens aanvaar, gebeur daar iets. Die Heilige Gees begin van binne af in 'n mens se lewe werk. Hy verander nie net oor dit wat ons doen en sê nie, maar hy verander ons oor wie ons is. Iemand wat deur God met die hand uitgekies is. Iemand wat 'n kind van God gemaak is. Iemand aan wie se lewe God besig is om heeltyd te timmer en nuut te maak deur die Heilige Gees. Hy verander wie ons is. Ons denke begin verander, ons waardes begin verander, ons houding begin verander, ons verhoudinge begin verander, ons prioriteite begin verander. Ons leer om anders te leef, anders te dink, anders op te tree. En dan gebeur hierdie wonderwerk. Iets belangrik begin gebeur. Wat binne in ons gebeur, begin buite sigbaar word. Wanneer Jesus my van binne verander deur die Heilige Gees, verander dit byvoorbeeld my huweliksverhouding. Wanneer Jesus my deur die Gees van binne verander dit my verhouding met my kinders. Verander dit die manier wat ek by die werk optree. Verander dit die manier wat ek selfs teenoor my vyande optree. Verander dit die manier wat ons as gelowiges binne 'n gemeente teenoor mekaar optree. Want dit wat die Heilige Gees binne in my lewe begin verander het, begin buite sigbaar word met effek. En wanneer Jesus my deur die Gees so verander, dan begin mense iets van Jesus in my lewe raak sien. En dit is daardie gedeelte wat hulle aantrek en sê, wat het jy wat ek nie het nie? Ek wil graag dit hê wat jy het. Romeine 8 vers 29 sê, God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats. Hy sê, dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou woon en jou van binne af nuut maak, dat die beeld van Jesus in ons lewens weerkaats word. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hy sê, daar gebeur iets in jou en my lewe. Daar straal iets van ons uit, wat opmerklik is vir die wêreld rondom ons.
Die koninkryk groei wanneer mense se harte se lewens deur Christus verander word en daardie verandering begin deurwerk in die wêreld. En dit is hoekom geloofsgroei in ons so belangrik is. Daai saad wat in ons geplant is, kan nie maar net 'n saadjie bly nie. Dit moet groei ook in ons lewens om sigbaar te word. Geloof behoort nie staties te wees nie. Ons behoort nie op dieselfde geestelike vlak te wees toe ons 10 jaar of 20 jaar oud was nie. Op hierdie ouderdom word ons al so geweldig geestelik gegroei het, dat dit sigbaar is vir mense rondom ons. Soos wat ons ouderdom toegeneem het, behoort ons geestelik ook te gegroei. Hebreërs 5 vanaf vers 12 sê, dan kom die Hebreërskrywer en hy raas eintlik met die gemeente as hy sê, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hy sê, hy saad wat in jou geplant is, moet groei, kan nie staties bly nie. Ons moet te groei in meer geloof, in meer liefde, in meer hoop, in meer gehoorsaamheid, in meer geduld met mekaar, in meer vergifnis. Ons moet groei om al hoe meer en meer soos Jesus Christus te lyk en te word. Kolossense 3 vers 10 sê, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van God. Hy sê, leef, wees dit wat God jou gemaak het, sodat dit sigbaar word aan die wêreld rondom ons. So groei die koninkryk van God van binne af. En daarom moet ons nie altyd bly vra en sê, hoe groot is ons kerk of hoe groot is ons gemeente nie. Ons moet ook begin vra, hoe groot is Jesus Christus binne in ons? Hoeveel groei was daar? Want 'n gemeente kan baie moontlik in getalle groei, sonder dat die koninkryk werklik in mense se lewens deurgewerk het. Want die groei binne-in is net so belangrik soos die groei na buite. Want wanneer gelowiges geestelik begin groei, begin hulle die wêreld rondom hulle beïnvloed. Dis suurdeeg wat van binne af deurwerk na alles buitentoe. So ek wil vanoggend ten slotte vir jou sê, miskien voel jy vanoggend, weet jy wat, ek doen nie eintlik veel nie. Ek beteken nie eintlik veel nie. Miskien voel jy, weet jy wat, my betrokkenheid, ek weet nie of wat eintlik verskil maak nie. Ek weet nie of wat eintlik veel werd is in ander mense se oë. As ek op 'n Sondag by mekaar kom by die kerk byvoorbeeld, en ek groet dit mense wat rondom my is, of ek verwelkom 'n besoeker, is dit so great. Miskien voel jy, my geloof is so klein, ek weet nie of my geloof ooit die meer die moeite werd is nie. Miskien voel jy, weet jy wat, ons gemeentetjie is so klein, ek weet nie of die gemeente ooit meer invloed het in die omgewing nie, soos ander groter gemeentes nie. Miskien bid jy al baie lank vir iemand en jy voel maar, ek bid eintlik teen 'n muur vas, want dit lyk nie eintlik of daar verandering plaasvind nie. Miskien wonder jy, maak dit wat ek doen werklik waar 'n verskil? Jesus sê, moenie die groeikrag van 'n klein begin onderskat nie. Moenie die groeikrag van hierdie klein dingetjies, die saad wat gesaai word, onderskat nie. 'n mosterdsaad is klein, maar dit groei. Bietjie suurdeeg is klein, maar dit werk.
Klein geloof kan groei. 'n Klein getuienis kan 'n mens se lewe verander. 'n Klein gemeente kan 'n gemeenskap beïnvloed. 'n Klein daad van liefde kan verder gaan as wat jy ooit sou kon dink of droom. Moenie die krag van klein begin onderskat nie. En weet julle wat is vir my die grootste wonder van dit alles? Die grootste wonder vir my is dat die groei van die koninkryk van God, dat in hierdie groei van die koninkryk van God, dat God mense soos ek en jy gebruik. Mense soos ek en jy gebruik. Hy gebruik mense soos ons om die koninkryk van God in ons te laat groei en deur ons te laat groei na die wêreld daar buite. Paulus beskryf dit so in 1 Korintiërs 3 vers 9 as hy sê, ons is medewerkers in diens van God. Ons werk sy aan sy met die almagtige God om die koninkryk van God in hierdie wêreld te laat groei. As God wou, kon hy sekerlik engeltjies van die hemel af gestuur het en gesê, gaan julle die wêreld in en gaan verkondig die evangelie. Hulle sou waarskynlik 'n baie beter job gedoen het as ek en jy. Maar God verkies om mense met al hulle gebreke, mense soos ek en jy, met al ons beperkings, te gebruik om die koninkryk van God te laat groei. En daarom moet ons saai. Romeine 10 vers 13 tot 14 sê, elkeen wat uitroep, Here help my, sal gered word. Maak nie saak wie hy is nie. Jy kan nie die Here vra om jou te help as jy nog nie eens weet wie hy is nie. En hoe kan jy weet wie hy is as jy nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe kan mense van hom hoor as daar nie iemand is om hulle van hom te vertel nie? Hoe kan die koninkryk groei as daar nie iemand is wat vertel? Dat 'n saadjie so klein soos 'n mosterdsaadjie saai nie. En daarom kan ons vandag net sê, ons saai die saad in hoop, dat hierdie saad sal ontkiem en op goeie grond val en groei. Ons maak nat, maar dit is God wat op die ouende laat groei. En daarom moet ek en jy nie ophou vertel nie, ons moet nie ophou bid nie, ons moet nie ophou glo nie, ons moet nie ophou lief hê nie, ons moet nie ophou om Christus uit te leef nie, want ons weet nie wat God met daai klein saadjie gaan doen nie. Al lyk dit vir 'n jaar of 2 of 3, waar niks gebeur nie, God laat groei, tot op die dag, dat daar iets gebeur, en het opskiet en groei. En daarom bid ons, Here, laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk in my kom. Laat die koninkryk deur my kom. Laat die koninkryk ook met my kom. Amen. Met ontvang die seën van die Here en gaan die wêreld in met hoop en met die vrede van God. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.